Vriende, goeiemôre, ons groet maar weer. Ek wil net gou seker maak dat almal ingeskakel is op 90.5. Ek het nou die dag mense gehad wat vertel het dat die luidspreker maar bietjie sag is, hulle kon nie hoor nie. Maar ons saai eintlik op die motorradio's uit, so as daar iemand langs jou is wat nie lekker weet dat jy op jou motorradio moet ingeskakel wees nie, kyk net langs jou en dan reik jy hand uit en dan help jy sodat almal van ons kan hoor. Is daar vanoggend besoekers? Ek sien hier en daar is daar 'n vreemde registrasienommer, flits net vir ons ligte of iets. Ek sien hy GP bakkie daar agter. Is daar nog besoekers? Dit lyk nie so nie. Vriende, dan wil ek vir julle elkeen baie welkom sê. Vanoggend hier by ons erediens, dis Vadersdag. En ek wil sommer begin met 'n stukkie wat ek gister met WhatsApp gekry het van iemand af. En dis nou eintlik so 'n bietjie tong in die kies gesê. Op eerskomende Sondag, dis nou vandag, gedenk ons elke vader wat onbaatsigtig ure in die koue en somtyds nat jagveld moet deurbring, terwyl sy gesin knus voor die heater by die huis lê, net om biltong op die tafel te sit. Nou van daarheen kan ek getuig na die afgelope week. Ons gedenk vaders wat sonder om te kla ure voor bloedige warm vure moet deurbring en die bier moet afwurg om te sorg dat die vleis perfek gaar is. Ons gedenk vaders wat wind en weer trotseer langs die viswaters om te sorg dat daar vars vis vir hulle gesinne is. Ons gedenk vaders wat hulle vroue altyd eerste stel en nooit kopseer het nie, ten spyte van al die moeilike en harde take wat hulle moet verrig. Gelukkige Vadersdag aan al die paas. Ek sê weer tong in die kies gesê, ek weet, so die helfte daarvan is daarom waar. Aan ons vaders, baie geluk op hierdie Vadersdag. Die van ons wat nie meer vaders het nie, ek glo ons gaan met baie mooie herinneringe kan terugdink aan ons vaders. En ons eer die Here vanoggend ook, soos wat op ons familie nie staan, dat die Here nie vir ons 'n instruksie, handleiding gegee het nie, daarvoor het hy vir ons paas gegee, om ons te leer van die lewe en die omvang daarvan. So aan elkeen van julle, wat vaders is, of wat vaders het, of gehad het, ons dink vandag met wonderlike herinneringe terug aan ons vaders. Vriende, ek dink dis tyd om mekaar te groet, en so bietjie na mekaar te draai en net goeiemôre te sê, te wyf. Ons is alweer, lyk dit vir my, by die 50 binne in 'n gebou eredienste na die aankondiging van die afgelope week. So ons is baie bevoorreg om ook met ons inrydienste te kan voortgaan en op hierdie manier ook eredienste hou. So ons groet vir mekaar en waai sommer net so na mekaar toe. Daar's 'n klompie verjaarsdae die week, eintlik minderig. Vandag verjaar Kobus Vasen en Lisie Miller. Ek weet nie of Kobus hier is nie, hulle is gewoonlik daai kant geparkeer. Dan Dinsdag die 22ste is dit Annemarie Swart. Ek weet nie of hulle vanoggend hier is nie, heel waarskynlik. Dan Woensdag die 23ste is dit Rachel Robertson. Ek weet nie of Rachel hier is nie, ek weet Paul is in die hospitaal. En dan Saterdag die 26ste is dit Elsa Barnard. Ek dink sy is ook vanoggend daar by die vonkies. En miskien kan ek ook net sê, as daar nog kinders is, dan kan die vonkies die voorskool tot graad 6 daar na die saal toe beweeg. Ek dink is dan die Marna wat vanoggend vir julle wag daar. So aan hierdie klompie lidmate, baie geluk. Ons wens vir julle 'n baie goeie en 'n gesonde jaar ook toe. Vriende, ek gaan tog ook begin met 'n lied. Dit is eintlik nie 'n lied nie, dit is so 'n spraakkoor van 'n jong man wat sommer net vir sy pa dankie sê.
En voordat ons nou gaan saam bid met die aanvang van die diens, kom ons luister wat hy ook in hierdie spraakkoor sê. Hey papa, ek het bietjie gaan dink, daar seker maar 2 goed wat ek weet om regtig goed te doen, of althans probeer om regtig goed te doen. Die een is om musiek te maak, en die ander een is om 'n boodskap of gevoel te probeer oordra. Maar in my leeftyd, as ek nou so vinnig moet dink, is daar seker een ding wat jy my geleer het van jongs af. En dis die eienskap om alles self te probeer doen. Ek wou, en partykeer al wou ek nie, moes ek daarom probeer het om dit eers self te doen. Nou, dit het veroorsaak dat ek self die grasnyer stoot op 2, self die golfkarretjies probeer ry het op 6, en self mamma se kar leer bestuur het op 13. Maar vandag het dit veroorsaak dat ek self kan klaarkom, self kan leer, self kan werk, besluite kan neem vir myself, lief kan wees vir myself, terwyl ek vir jou en my hele familie het wat agter my staan en kyk hoe ek groei van self. En al is dit seker maar moeilik as 'n pa om sy seun so in die wêreld in te stuur, in die gedagte of hy ooit 'n goed genoeg pa was. Ek seker daarvan as baie pa's wat so voel. Maar dis seker wat ek nou by wil uitkom. Kyk waar's ek nou. Ek's okay. So eintlik wil ek maar net sê dankie. Dankie papa. Hemelse Papa, dankie dat ons u kind kon word. Dat u ons deel gemaak het van u familie. Dat ons aan u kan behoort. Dat ons 'n koningskind kan wees. Duur gekoop deur die bloed van Jesus. 'n Vader wat vir ons liefhet. Wat vir ons sorg. Wat met deernis na ons kyk. Sy hand uitsteek om ons te help. Ons dra as die pad te swaar word. Wat ons in sy testament ingeskrywe het en die ewige lewe vir ons nalaat. Hemelse Vader, op hierdie Vadersdag wil ons heel eerste vir u kom dankie sê. Dat ons 'n volmaakte Vader het. En dat u dit goed gedink het om ook vir ons 'n aardse pa te gee. Wat nie altyd so volmaak is nie. Maar wat hulle beste probeer om ook vir hulle kinders lief te hê, te lei, te begelei en vir hulle toe te rus vir die lewe daar buitekant. En vanoggend wil ons in die tweede plek ook Hemelse Vader aan u kom eer bring vir die papas wat u vir ons gegee het. En ons dink vandag met mooi herinneringe terug aan hulle. En die wat nog bevoorreg is om een te hê, dankie daarvoor, dis genade, dis seën uit u hand. Here, vanoggend wil ons ook u woord oopmaak, want dis die handleiding wat u vir ons gee. U as hemelse Papa, om vir ons te wys hoe ons moet loop, hoe ons moet leef, hoe ons moet dink, praat en doen. Kom open vanoggend u woord, Here, sodat ons kan getuig, dit was goed gewees om by die Here se voete te kom sit en te luister na sy woord. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Vriende, ja, ons het was 'n bietjie weg die week om te gaan jag. En ek het wonderlike preekmateriaal gekry
in my kuier saam met die 5 ander manne. 4 van hulle is lidmate hier by Outeniqualand, die ander een woon ook daar onder in Outeniqua strand. Maar miskien moet ek hulle vanoggend sommer vorentoe roep, dat ek hulle aan julle kan bekendstel, want ek het soveel by hulle geleer die afgelope week, en dis juist oor hulle wat ek vanoggend wil preek. Nee, ek spot sommer. Ons het baie lekker tyd gehad, en ons was daar in die aar gewees, en het was lekker om mekaar beter te leer ken, en saam te jag, en sommer net die skoonheid van God se skepping te geniet en te waardeer. Maar so in my nadenke die week het ek op 2 Engelse uitdrukkings afgekom, en ek het vir hulle toe nou beloof, toe ek gister met hulle praat, die preek sal in Afrikaans wees. Hulle hoef nou nie te skrik vir die tema nie. Maar daar's 2 uitdrukkings waarop ek afgekom het hierdie week. En die eerste een is 'n spreek uit Wes-Afrika wat sê, until the prey tells the story, the hunter will always be the hero. 'n Spreek uit Wes-Afrika, until the prey tells the story, the hunter will always be the hero. As die prooi nie ook sy kant van die storie vertel nie, dan sal die jagter altyd die held in die verhaal wees. Nou, ons het as mense baie stories om te vertel. Ek dink ons is storie mense. Storie gee aan ons lewens sin en betekenis. Stories gee uitdrukking aan ons waardes. Dit gee uitdrukking aan ons menswees. Stories verbind ons aan meer as net die hier en die nou. Stories verbind ons aan die verlede. En stories gee vir ons hoop vir die toekoms. Baie van die stories wat ek en jy vertel, is stories vertel deur die oorwinnaar, of deur die hero, as ek die Engelse woord mag gebruik. Stories vertel deur the hunter, and not the prey. Dis die stories wat ek ook vanoggend kan vertel, van hoe lekker ons gejag het. Want ons was die jagters. Ek kan stories vertel hoe dat ons mekaar leer ken het. Hoe ons lekker in die aardse wêreld saam gejag het. Ek kan stories vertel van hoe dat ons 'n hele klomp bokke geskiet het. En ek kan vertel hoe een van ons manne 'n Creedmoor 6.5 geweer saamgevat het wat wit warm was, wat al die kopskote geskiet het en wat nou in die mark is vir duisende rande. Dis die stories wat ons kan vertel. Stories vanuit die oogpunt van die jagter, die oorwinnaar. Maar sommer net in ons eie stories wat ons vertel het na hierdie week, is daar ook 'n ander kant wat ons nie altyd vir mekaar vertel nie. Ek wil amper sê, dis die storie van die kant van die prooi af. Dis die storie van die bokke se kant af. En as ons vir hulle sou kans gee om te praat en te vertel, dan sou hulle ook 'n ander kant van hierdie suksesverhaal kom vertel het. Die storie van hoe menige van ons in daai veld grond gekoop het. Met die uitsondering van 1 of 2 ouens het almal in daai veld geval, want dit was bergagtig en ronde klippe wat op mekaar los lê en ons het baie in die aand gaan skiet. Dis die stories van mense wat tot 2 uur in die oggend in die veld rondry agter 'n bok aan. Dis die rondskit agter op 'n fortbakkie oor klipperige paadjies, die klowe in. Dis die storie van 1 of 2 skote wat heeltemal mis was. Dis die afsleep van 'n kudu meer as 200 meter teen 'n rotsagtige berg af. Dis die stories wat die bokke vir ons sou wou vertel as ons vanoggend vir hulle kon kans gee om ook hulle stories te vertel. Maar ons is gewoond aan stories vanuit die jagter se perspektief, vanuit die hero se perspektief, vanuit die oorwinnaar se perspektief. Winston Churchill het eens op 'n stadium gesê, "Those stories are told by the victors
They are told by the hunters, not the hunted, and the hunter is always the hero. Ek het op 'n teks afgekom in Spreuke 16 vers 18, wat in Engels soos volg klink: First pride, then the crash. The bigger the ego, the harder the fall. First pride, then the crash. The bigger the ego, the harder the fall. Die message vertaling van Spreuke 16 vers 18. En ek wil vanoggend hierdie twee Engelse aanhalings, ek gaan nou die tweede een noem, in verband bring met die verhaal wat ons lees in 1 Samuel 17. Die verhaal van Dawid en Goliat. Luister hoe klink die storie van Goliat. Ek lees 1 Samuel 17 daarvan in vers 4. Daar kom toe 'n voorvegter uit die kamp van die Filistyne. Sy naam was Goliat. Hy het uit die dorp Gat gekom en hy was amper 3 meter lank. Die man het 'n brons helm op sy kop gehad en 'n veghemp met brons skubbe aangehad. Die veghemp het 57 kilogram geweeg. Hy het brons beenskutte gedra en daar het 'n brons kromswaard tussen sy skouers gehang. Die handvatsel van sy spies het gelyk soos die balk waaraan mense wat weef hulle wol hang. En die spies se ysterpunt het omtrent 6 kilogram geweeg. 'n man wat 'n groot skild dra, het voor hom geloop. Goliat het by die spruit gaan staan en vir die manne van Israel geskreeu: "Hoekom maak julle reg om teen die Filistyne te veg? Ek is 'n Filistyn en julle is 'n klomp slawe van Saul. Kies iemand en laat hom hieronder na my toe kom. As hy kans sien om teen my te veg en my wen, sal ons julle slawe wees. As ek vir hom kans sien en hom wen, moet julle ons slawe wees en vir ons werk." Hy skree toe ook nog: "Ek spot al die hele dag met die soldaatjies van die Israeliete. Stuur tog nou iemand om teen my te kom veg." Die Filistyn het 40 dae lank vroeg in die môre en teen die aand nader gekom en reg oor die Israeliete gaan staan. En dan kan julle die storie maar verder lees. Weer die simboliese getal van 40, né? Vir 40 dae het Goliat hierdie Israelitiese soldaatjies uitgetart en hulle gekoggel. Vol van sy eie ego. Vol van sy eie waan. 'n Storie van oorwinning, want Goliat is die een wat die storie vertel. En in daai stadium het Goliat nog nooit verloor nie. So hy vertel die storie vanuit sy perspektief, 'n eensydige storie, die storie van die jagter, the hunter, wat die hero is. Totdat ons die ander kant van die storie hoor. Dawid se kant van die storie. En dan klink die storie heel wat anders. En dit bring my by die tweede Engelse uitdrukking waaroor ek vanoggend wil praat. When the hunter becomes the hunted. When the hunter becomes the hunted. Ek weet nie wie van julle ook onlangs die video gesien het van, ek weet nie of het, ek kan nie onthou of het 'n swart of 'n blou wildebees is, wat deur 'n trop leeu's gevang is. En hulle toe begin probeer om die ouetjie grond toe te vat en hulle het reg gekry en op 'n manier het een of twee van die leeu's laat glip. En daai wildebees kry dit reg om op te staan. En met sy horings het hy een of twee van daai leeu's van sy lyf afgeskit, hulle rondgegooi soos, ek wil amper sê dat hulle trek soos 'n waslap. En uiteindelik het hy die leeu wat op sy rug nog 'n vashou plek gehad het, afgeskit en daai trop leeu's uit mekaar gejaag en uit losgekom. Die Engelse uitdrukking verwys daarna, when the hunter becomes the hunted. Wanneer die jagter op 'n stadium die prooi word en die wildebees die roofdier jag en verwilder. Nou, as
as ons Dawid se kant van die storie vanoggend beluister, dan wil ek vanoggend waag om te sê dat die geloof wat Dawid gehad het, om reg deur hierdie verhaal, ek wil amper sê gemanifesteer het, na vore gekom het. En ek wil so 'n paar eienskappe van geloof vanoggend uit hierdie verhaal uithaal. Die eerste een is dat Dawid se geloof het gereageer. Dawid kom uit die veld uit en hy hoor hoe Goliat die linies, die weermaglinies van God se volk verkleineer en tart. En hy hoor by 'n mede-Israeliet wat die koning blykbaar sou gesê het, dat die oorwinnaar oor Goliat baie geld sou kry, sy dogter sou kry en onthef sou word van al sy verpligtinge. Met ander woorde, heel waarskynlik sy Eskom rekenings en sy belastingrekenings en al daai goeder sou hy afkry by koning Saul. En skielik is Dawid geïnteresseerd toe hy hierdie betalje so gadeslaan. En Dawid voel, maar ek moet reageer. Ek kan nie toelaat dat hierdie reus met God se volk spot nie. Die skande van Israel moet weggeneem word. En die geloof in Dawid reageer en sê, maar dit kan nie so wees nie. Ek gaan nie toelaat dat Goliat so met God se mense praat nie, en spottenderwys ook so na God verwys nie. Die tweede ding, die geloof in Dawid bring hom by 'n besluit. Die oomblik toe Dawid so effentjies sy hand opsteek en sê, maar dit kan nie so wees nie, toe kry hy teestand. As ons hierdie verhaal in 1 Samuel 17 lees, dan sien ons hoe dat sy broer Eliab gereken het, nee, jy's onverantwoordelik Dawid, jy het die vee in die veld gelos, onbewaak, en nou het jy hier tussen die groot mense kom geselskap soek, jy's eintlik nog 'n kind, jy's net verwaand, hoe wil jy nou kans sien om teen Goliat te veg? Die tweede teenstand het van koning Saul self gekom. Hy oordeel dat Dawid nog te jonk is, hy's eintlik 'n kind, geen ervaring nie. Wat sal jy nou teen die reus Goliat wil gaan veg? Maar die geloof in Dawid het gemaak dat hy nie toegelaat het dat hierdie teenstand, hierdie mense in sy kop kom klim nie. Dat mense hom ontmoedig om te sê, maar jy kan nie. Dawid het geweet op grond van die geloof in hom, hy kan. En daarom het Dawid hierdie besluit geneem, ek sien kans vir Goliat. 'n derde ding van geloof in Dawid se binneste het gemaak dat hy kon onthou. Dit het gemaak dat hy kon onthou. Dawid onthou hoe die Here hom in die verlede gehelp het. Hy onthou dat as 'n leeu 'n lam kom steel het, hy hom kaal hande doodgemaak het. En die telling was Dawid 1, leeu 0. Hy onthou hoe 'n beer in die trop skape ingekom het en 'n slagting wou vang en hoe hy hom kaal hand doodgemaak het. En die telling was Dawid 2, beer 0. En die rede hoekom Dawid hierdie goed uit die verlede onthou van hoe die Here hom gehelp het, is juis wat hy in een van die verse sê, die Here wat my gered het uit die kloue van die leeu en uit die kloue van die beer, hy sal my red uit die mag van hierdie Filistyn. Hy onthou hoe die Here hom gehelp het en hy weet, daai Here is ook nou by my as ek vir Goliat gaan aandurf. 'n volgende ding, die geloof in Dawid help hom om te vertrou. Uiteindelik gee koning Saul in en sê, okay Dawid, jy kan maar gaan veg. Maar kom ek gee jou my uitrusting, my wapenrusting. Onthou, Saul was ook 'n groot man, maar nie naaste by so groot soos Goliat nie. En 'n ou klein Dawietjie versuip in die weermag klere wat hy moes aantrek en die toerusting, en hy besluit nee, hy trek die goed uit. En dan, soos wat vandag se boksers maak,
as hulle teen mekaar veg en hulle kom staan so teen mekaar daar in die bokskruit, eintlik al vooraf wanneer hulle inweeg en hulle kyk mekaar in die oë en hulle neuse raak aan mekaar en hulle ruik mekaar se stinkasems, maar die een wat eerste wegkyk is eintlik die verloorder. So kom staan Dawid en Goliat teenoor mekaar aan weerskante van die spruit. En Goliat se toespraak is baie kort. By Goliat was daar minagting. Hy sê, jy kom na my met stokke. Vervloek is jy in die naam van die Filistynse gode. Dawid het so bietjie meer om te sê in sy toespraak. Hy sê, jy kom na my toe met 'n dolk en 'n spies en 'n swaard, maar ek kom na jou toe in die naam van die Here die Almagtige, die God van die linies van Israel, wat jy verkleineer het. Vandag sal die Here jou in my mag oorgee, sodat ek jou kan verslaan en jou kop van jou lyf afkap. Dan sal ek vandag nog die lyke van die Filistynse laar vir die roofvoëls en vir die wilde diere gee, sodat die hele wêreld kan besef dat Israel 'n God het. Dan sal hierdie hele skare besef dat die Here nie deur swaard of spies verlos nie, maar dat die oorlog aan die Here behoort en dat hy julle in ons mag oorgee. So met hierdie vertroue dat die Here gaan help, dat die oorlog eintlik die Here se is, dat die Here hierdie geveg vir hom sal veg, stap Dawid vir Goliat tegemoet. En dan ten slotte sien ons dat Dawid se geloof maak dat hy die oorwinning uit God se hand kan ontvang. Hy eindig sy toespraak en met vertroue in sy God wat by hom is, loop hy Goliat tegemoet. Hy vat sy ou slingervelletjie en hy sit 'n klippie in en hy gooi hom. En dit tref vir Goliat teen die kop en soos Jan de Wet se liedjie sê, en die reus was dood. Toe tel Dawid 5 klippies op en hy gooi die reus teen sy kop en die reus was dood. Dawid ontvang die oorwinning uit God se hand. Weer die tweede Engelse uitdrukking wat ek vanoggend gebruik het. The hunter became the hunted. Goliat wat gedink het, ek is die jagter, ek is die oorwinnaar, ek is die hero. Aan die einde van hierdie geveg word Goliat gejag, word Goliat gedood, word hy die prooi. Vriende, ek wil afsluit deur hierdie twee Engelse uitdrukkings net so vinnig saam te vat. Die eerste Engelse uitdrukking het gesê, until the prey tells the story, the hunter will always be the hero. Ons vertel dikwels die stories van die jagter, die stories van die oorwinnaar, die stories van die hero. En ons luister nie altyd na die stories van die prooi nie. Het is maklik om te luister na iemand wat kom vertel, jong, het jy gehoor van sis en so, en van dit en dat, en van hulle ellende, en van al die ou kinderstorieetjies rondom hulle. En ons luister na die stories van die jagter, van die hero, van die oorwinnaar. Miskien moet ons ook tyd maak om na die ander kant te luister, na die storie van die prooi. Die storie van daai een oor wie daar geskinder word om sy of haar kant van die storie te hoor. Want as jy nie daai kant van die storie hoor nie, het jy net die kant van die hero weet, die kant van die oorwinnaar, die kant van die jagter. Kom ons leer dit vir ons aan, om nie net na die stories van die jagter te luister nie, nie net na die stories van Goliat oor hoe sterk en wonderlik hy is nie, maar as ons luister na Dawid se kant wat die prooi was, dan hoor ons 'n ander kant aan hierdie storie.
Die tweede uitdrukking het ons gesê, when the hunter became the hunted. Daar's dikwels reëse wat teen ons opstaan in hierdie lewe. Daar's dikwels reëse, en vir julle wat vanoggend hier is, het daai reëse verskillende name. En daai reëse maak jag op ons. Hulle is die jagters. Dis hulle wat ons wil vernietig. Of jy daai reës COVID noem, en of jy dit rasisme noem, of jy dit ekonomie noem, of jy dit stikkende verhoudings noem, of jy dit wat ook al noem, daai reëse maak jag op ons en wil ons vernietig. En dan moet ons, soos Dawid die geloof hê, om op te staan teen die reëse, om te sê, met my God by my, soos Dawid in die psalms ook gesê het, loop ek 'n bendestorm, en met my God by my, spring ek oor 'n muur, ek weet die Here is by my, en ek sien kans vir hierdie reëse, en dan word die reës wat my jag en aanval, eventueel die prooi, wat ek in God se naam kan oorwin en vernietig. Daar was 'n storie in die Nuwe Testament wat min of meer ook so geloop het, van 'n man met 'n krulstert, wat gedink het dat hy die seun van God kan vernietig en jag maak op hom en hom doodmaak. En hy het dit amper reg gekry, soveel so dat hierdie man, Jesus Christus, aan 'n kruishout gesterf het en sy laaste asem uitgeblaas het, en hierdie mannetjie met die krulstert gedink het, yes, ek het hom. Ek is die oorwinnaar, ek is die jagter, ek is die hero. Totdat Jesus op daai Sondagmôre opgestaan het uit die dood. En van die Satan 'n prooi gemaak het. En Jesus het die jagter geword wat die duiwel oorwin het. The hunter became the hunted. Die duiwel wat gedink het hy's die jagter, wat gaan wen, het uiteindelik die spit afgebyt en die prooi geword. En nou leef ons in 'n tyd, en daarmee sluit ek af, vriende, waar die Bybel ook vir ons sê, die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu op soek na ons om ons te verslind en te vernietig. Dis die reus wat teen ons opstaan. Maar met Jesus aan ons kant, met geloof in ons harte, kan ons hierdie stryd aanvat. Kan ons, soos Dawid, wys dat ons geloof reageer op hierdie aanvegtinge. Ons kan dit nie verdra dat die duiwel soveel eer kry nie. Ons geloof maak dat ons 'n besluit neem en sê ons gaan hierdie reus aanvat. En dan onthou ons geloof hoe God ons in die verlede gehelp het. Ons geloof help ons om te vertrou op die een wat by ons is, aan wie hierdie oorlog behoort. En in geloof ontvang ons die oorwinning wat Jesus aan die kruis behaal het. Until the prey tells the story, the hunter remains the hero. En die laaste uitdrukking, when the hunter becomes the hunted. Mag die Here vanoggend vir ons seën, as ons hierdie woord oordink, en vir onsself gaan afvra, wat wil die Here vanoggend vir my sê? Waarmee stuur hy my huis toe? Here, dankie dat U met ons praat. Dankie dat U vanoggend ook vir ons soveel wysheid en insig kom leer uit Dawid en Goliat se verhaal. Dankie Here, dat die oorlog aan U behoort, dat die stryd U sinne is, dat ons maar net met geloofsvertroue kan kyk hoe U die oorwinning behaal. Vanoggend Here wil ons saam met ons gebedsbediening
se lysie van gebedsake bid vir die vaders en die oupas van ons land. Ons bid dat U vir ons sal help om 'n voorbeeld te stel en hulle wat U aan ons toevertrou het, met deernis en geduld en liefde te versorg. Ons bid vir die instituut vir blindes waarvoor ons deuroffers vanoggend gaan. Here, ook ons blindes behoort aan U, hulle is deur U geskep. Ons bid vir hulle geestelike versorging, maar ook vir voldoende finansiële ondersteuning en vir 'n volwaardige plek in ons samelewing. Here, ons bid dat U ook vir ons sal help as gelowiges, dat ons daagliks tot U moet bekeer en ons rug op die sonde moet draai. Ons bid vir ons siekes, Here. Siekes wat ook in ons eie gemeente worstel met kanker, met COVID, met ander diagnoses wat gemaak is. Ons bid, Here, vir ons mediese dokters en personeel. Ons bid vir ons gesondheidsdienste. Ons bid vir almal wat 'n hand uitsteek na siek mense in die tyd, wat hulle geliefdes dalk by die huis moet versorg. Ons dank U vir soveel mense wat na vore tree en vir hierdie mense kom help met kos en etes aanry. Here, ons is net verstom hoe dat U mense oprig om ook vir ander te help. Here, ons bid dan dat U ook in hierdie dag net vir ons sal seën as ons as familie saam is, rondom die voorreg van 'n pa, van 'n oupa, van 'n vaderfiguur, as ek dalk nie 'n pa gehad het nie. Ons loof U daarvoor in Jesus naam. Amen. Vriende, daar is van julle wat, as ek nou mooi kan kyk, reeds aan die kwyl is vir biltong en droewors. Dit sal seker oor so 2 weke beskikbaar wees daar in Platoulaan. En ek weet ook daar in Landmanstraat sal daar biltong wees, en dan, ek weet nie waar daai kort straatjie is, sy naam Oogieslaan, of wat is hy straat, Koen, waar julle bly, daar sal die biltong beskikbaar wees. Maar ons is maar synig met ons biltong en droewors, ons het hard gewerk daarvoor, julle het ons nou gehoor, die kant van die prooi, daai kant van die storie, hoe ons swaar gekry het en grond gekoop het, en tot in die 2 uur in die oggend, agter 'n bok aan moes rondry, so, maar ja, julle kan maar, as julle nou mooi vra, dan sal ons oorweeg om vir julle so 'n bietjie biltong en droewors te gee. Vriende, ek spot sommer. Kom ons ontvang die seën van die Here, en dan wil ek, as ons klaar die amen gesing het, gaan ek vir ons, sommer terwyl ons wegry, ook die lied van Jan de Wet speel, die kinderlied van Dawid en Goliat. So, moenie julle radio's afsit nie, julle gaan nog redelik sein kry, julle end van hier af. Die vetkoeke wat julle bestel het, is miskien al reeds afgehaal, die wat het nog nie afgehaal het, die kan het daar by Annelie in die saal gaan afhaal. En dan drink ons nou vir die volgende paar sondae nie koffie nie, terwille van ons eie veiligheid en afstand en die COVID en al die goedjies. So verskoon maar dat ons nie gaan koffie drink vanoggend en die volgende paar sondae nie. Julle kan maar rustig by die huis gaan drink, gaan ondersteun vir Annelie, daar is nog vetkoeke wat nie bestel is nie, so gaan help julle self, en dan sien ons mekaar volgende Sondag of ergens dalk in die week. Kom ons bid om die Here se seën, en dan as ons klaar is, gaan Tinus vir ons die amen speel, en dan gaan ek hy lied van Jan de Wet opsit, toe tel Dawid 5 klippies op. Here, ons staan voor ons eie reëse, wat op ons jag maak. Dankie dat as ons geloof het, ons nie net die prooi hoef te wees nie, maar dat ons in Jesus Christus ook oorwinnaars mag wees oor die reëse wat teen ons opstaan. En as ons nou uit mekaar uit gaan, Here, dan bid ons dat U in ons harte opnuut geloof sal gee. U Gees, wat 'n gees is van krag, liefde en selfbeheersing. In Jesus naam, amen.